Daar is groot drama by die Openbare Beleggingskorporasie. Die belangrike staatsonderneming bestuur meer as 3000 miljard rand se bates. Dit sluit staatsamptenare se aftreegeld in. Maar nou is daar onmin in die OBK met berigte van verdagte transaksies en selfs smeerveldtogte oor beweerde buiteegtelike verhoudings tussen senior besluitnemers. Om hieroor te praat, verwelkom ek vir Ryk van die Kerk van Moneyweb en vir Janie Oosthuizen van die Vereniging van Staatsamptenare. Pieter de Tooy sluit weer by ons aan. Pieter, net kortliks, wat is die kern van die onlangse tweespalt? Die kern van die onlangse tweespalt is 'n ooreenkoms of 'n swart ekonomiese bemagtigingstransaksie uit 2013 uit, waar 'n konsortium die beheerende aandeel in Lanseria lughawe buite Johannesburg gekry het. Een van die vennote, Acapulco, het sy aandeel in die transaksie bekom danksy 'n lening van 550 miljoen rand deur die OBK. Hy kon nie die lening terugbetaal nie en die OBK het deur 'n proses gegaan om sy lening te verhaal. Deel daarvan was dat hy die bates sou oorneem, met ander woorde hy sou 'n deel van die aandeel in Lanseria oorneem. Toe is daar twis oor die waarde van daardie aandeel binne Lanseria. Daar was een waardasie wat te laag was. Hulle toe vir 'n tweede waardasie gegaan wat toe skielik oor meer as 1 miljard rand was, van 270 miljoen na meer as 1 miljard rand was, en dit is waar die twis ingekom het. Die Openbare Beleggingskorporasie het toe die tweede waardasie op een of ander manier aanvaar, en hierdie maatskappy Acapulco, wat die aandeel gehad het in Lanseria, het toe natuurlik in aanmerking gekom vir 'n reuse betaaldag. So die twis lê daarso, die waarde van daardie aandeel, die feit dat die Openbare Beleggingskorporasie dit wil verhaal, en dan konflik tussen die minister aan die een kant en die adjunkminister aan die ander kant. So dit is 'n raadsaal drama, dis 'n politieke drama, en dit gaan oor beheer oor 'n sekere deel van die Openbare Beleggingskorporasie, spesifiek die deel wat handel oor ongenoteerde transaksies. So dit is 'n politieke spel, maar dit is ook 'n magspel en 'n geldspel. Right, maar is die grootste batebestuurder in Suid-Afrika en nie die vasteland nie. As jy hierdie soort dinge het wat gebeur in die raadsaal, wat sê dit vir ons? Wel, dis nie nuut nie. Ons het nou al 'n hele gemors gesien by die OBK vir baie jare. Daar was kommissies van ondersoek wat voorstelle gemaak het oor net hoe om die wanbestuur te probeer aanspreek. En nou sit jy hier met 'n baie eenvoudige transaksie. Kyk, daar's niks snaaks met ongenoteerde beleggings nie. Dit gebeur elke dag in Suid-Afrika, reg oor die wêreld. Maar dit gaan oor of jy waarde ontsluit daarvoor vir in hierdie geval die aftreefondse, die staatse pensioenfonds, en dit lyk regtig asof daar 'n fokus is op hierdie ongenoteerde beleggings. Daar's min oorsig van onafhanklike auditeurs byvoorbeeld en inligting wat nie openbaar is oor wat daar gebeur, en dit is dan makliker om daar geld te steel. Janie, hoe bekommerd is julle oor die huidige stand van sake? Wel, as die vakbond is ons baie bekommerd oor dit. Ek meen, dit is ons pensionaars se geld wat mee gedobbel word, as ons dit so kan stel. Vir ons wat die grootste probleem is die beleggingsbeleid wat ons dringende aandag sal moet skenk aan, en ons moet beleggingsbeleid verander, want die probleem is op die private ekwiteite waar daar beleggings gedoen word. As ons gaan kyk na die fonds se groei vanaf 2022 tot 2025, het die fonds actually baie goed gegroei onder die PIC. Ek meen, hy het van 2.3 triljoen na 2.71 triljoen toe gegroei. So dit is 'n noemenswaardige groei, maar die probleem is die private ekwiteite. En hoe gaan ons deursigtigheid, hoe gaan ons verantwoordelikheid bepaal, gegee die politieke omstandighede waarmee ons sit? Daar is so 'n groot invloed wat die geopolitiese en sal ek sê omstandighede ook het op die pensioenfonds en die vordering en die opbrengste wat hierdie beleggings doen. So ja, soos wat Ryk tereg sê, op die private ekwiteite, dis 'n groot risiko. En as ons dit reg belê en reg bestuur, kan ons goeie opbrengste hê, en dit kan beter vir ons pensionaars beteken op die ouene, en hulle kon soveel beter gevorder het as daai beleggings reg gedoen was. Pieter, maar is daar nie veiligheidsmeganismes ingebou om seker te maak dat wanneer die OBK belê, dat daar waarde vir geld ontsluit word nie? Daar is die vernaamste rol van die OBK en sy span beleggers is om die geld wat hulle belê namens die staatsdiens, staatspensionarisse
te laat groei en te beskerm. Die kern hiervan is, het die OBK genoeg gedoen om die belegging in Acapulco en in Lanseria te beskerm? Het hulle genoeg gedoen om die verliese daarso te verhaal uit daardie belegging uit, en het hulle genoeg gedoen om die belegging te beskerm? Nou, hier is 'n politieke spel ook aan die gang. Ryk verwys na die kommissie van ondersoek, die kommissie van ondersoek, die Empatie kommissie van ondersoek het in 2019 byvoorbeeld aanbeveel dat die voorsitter van die direksie was tradisionele adjunkminister. Maar die Empatie kommissie het aanbeveel dat die wet verander moet word, dat die voorsitter van die direksie 'n nie uitvoerende onafhanklike direkteur is, met ander woorde nie 'n politieke rolspeler nie. En op die laaste nippertjie, voordat die wet na die nasionale vergadering toe is, het die ANC se studiegroep met die hulp van Kusatu daardie wet herskryf deur te sê dat die adjunkminister moet die voorsitter wees. Met ander woorde, daar's heeltyd politieke inmengery, daar's heeltyd politieke rolspelery in die manier waarop daar belê word. So, dit is die probleem, dat politieke rolspelers het te veel invloed in die OBK, te veel invloed skynbaar by van die beleggingsbesluite en te veel invloed met wie aangestel moet word. Dit beteken dat dit waarna hier nou verwys is, dat ons moet seker maak dat die opbrengs verhoog word. Hierdie word deur politieke besluite beïnvloed en nie deur markbesluite of deur professionele beleggingskonsultante soos wat in die privaat sektor gebeur. Maar waarom stamp die minister en sy adjunk koppe? So die adjunk en die minister is nie in dieselfde kamp nie, en dit is die interessante ding hiervan. Die adjunkminister David Masondo is voorsitter van die direksie. Hy is in konflik met die hoofuitvoerende beampte Patrick Dlamini. Nou Dlamini, toe hierdie Lanseria tweede evaluasie deurgekom het wat na 1 miljard toe is, het hy ondersoek in, hy het PwC gevra om ondersoek daartoe in te stel, want hy het vermoed iets is verkeerd. Toe skielik is daar 'n vletjieblaser verslag, en ons het hierdie verhaal voorheen gesien, vernaam met SARS 10 jaar gelede, waar daar in die openbaar verdagmaking is, daar's 'n vletjieblaser verslag wat niemand weet waar dit vandaan kom nie, en dan skielik word die hoofuitvoerende beampte geskort. Nou, Masondo wou die hoofuitvoerende beampte skort, die minister het gesê nee. Toe is hulle albei ingeroep deur die president, hulle sit aan verskillende kante van hierdie konflik, en ek kan nie sien dat hierdie twee saam in hierdie omgewing kan oorleef nie. So, soos ek vroeër gesê het, dis 'n politieke stryd, en dis 'n politieke stryd om beheer oor die OBK te bou. Kyk, maar ons praat hier oor 'n reuse bedrag geld wat ons hoop nog veilig is. So as ons kyk na 100 miljoen, miskien 'n paar miljard in terme van die groter prentjie, is dalk nie so baie nie. Is daar miskien hierdie idee dat die groter hoeveelheid, die grootste hoeveelheid geld is daarom nog veilig. So ons hoef nie eintlik te bekommerd te wees oor 'n paar miljoen of 'n paar miljard nie. Kyk, as jy eers so begin dink, nee, ja, dis 'n enorme pot, weet 1 miljoen hier, 1 miljard daar, dit maak mos nie eintlik 'n verskil nie, dis 'n afronding ding, maar die beginsel is, daar moet 'n eerlik en 'n goed bestuurde batebestuurder wees wat pensionaarse, staatsdienswerkers se pensioene bestuur. Hoekom is daar konflik tussen 'n adjunkminister en 'n minister en 'n uitvoerende hoof as daar 'n reuk is van moontlike korrupsie? Hulle moet saam staan en dieselfde trom slaan en sê, luister, kom bestel 'n kommissie van ondersoek aan, hopelik nie 'n kommissie van ondersoek, ons kry 'n forensiese ondersoek, wat gaan kyk wat het daar gebeur. En dan as daar iets lyk of daar goed gebeur het wat nie moes nie, dan stuur dit vir die vervolgingsowerhede wat nou gebeur het. Maar die feit dat daai belangrike mense nie saamstem oor hoe om dit te hanteer nie, is vir my 'n baie, baie groot rooi vlag. Ek wil net byvoeg daarby, Ryk, as jy praat van 1 miljoen hier, 1 miljard daar, die ongenoteerde portefeulje van die OBK is 'n baie klein deel van die groot portefeulje. En hierdie jaar reeds, net in daai portefeulje het daar reeds tussen 5 en 6 miljard rand verhandel. Nou dit is vrek baie geld. Weet, 'n paar van daai transaksies, soos wat ons nou in die verlede gesien het wat skeefloop, dan is daar manne wat baie geld in die sak druk, Lorenza. Ja, nee, en as julle met politici en die rolspelers vergader en sê, weet en julle dring aan op antwoorde, wat is soort reaksie kry julle? Wel, op hierdie stadium het ons ook nou 'n brief aan politieke figure geskryf, en ons het geëis dat daar forensiese ondersoek geloods word, veral oor die Lanseria debakel wat nou ter tafel gelê is. En ons is ook van mening dat ons moet kyk om 'n ander beleggings, sal ek sê, voertuig te kry en nie net die PIC nie. Dit is een van ons eise wat ons gaan stel aan die politici om te sê, maar ons kan nie so voortgaan nie. Hierdie is harde werkende pensionaarsse wat se geld moet beskerm word. En as daar beter opbrengse was, kon die pensionaarsse beter verhoging gekry het hierdie jaar en nie die verhoging wat hulle gekry het nie. So dis alles wat ons nou in plek het en wat ons probeer druk toepas van ons kant af op die politici.
Dit is altyd maar, soos ons sê, 'n politieke debakel, maar ons het dit reg gekry om die beleid te verander, sodat daar verteenwoordiging is van ons vakbonde op die raad van Maar dink jy dit maak 'n OBK? verskil, Janie? Wel, ek dink tog so. As jy gaan kyk van na 4 jaar terug, onthou toe die Mompati-kommissie het daai uitwysings gedoen en toe is die wet verander vir verteenwoordiging van vakbonde op die OBK. En van daar af is al hierdie goeters het dit begin aan die lig gekom. Ja, die beleggings is nog nie waar dit moet wees nie. Die bestuur van die beleggings is nog nie volgens my op standaard nie. En dit is waartoe ons werk om daai aangespreek te kry en seker te maak dat daar beter beleggings, beter opbrengste is om en ons pensionarisfondse te beskerm. Maar wat 'n stadium sê hulle maar goed, julle gaan julle geld vat en 'n ander diensverskaffer kry. Is daar so wêreld? Wel, kyk ons druk hard nou vir dit. Die geleide is nou baie hard en daai gesprekke moet nou gevoer word. Ons kan nie voortgaan om bly verliese te hê nie. Ons kan dit nie doen nie. Veral nie op die privaat ekwiteite nie. Dit is ons grootste bekommernis. En soos ek tevore gesê het, onthou die staatsdienspensioenfonds is 'n voortgesette pensioenfonds. Dis 'n defined benefit fund. So hy's redelik beskerm en die staat moet pa staan vir dit. En dit is waar agter hulle nou op hierdie stadium nog skerm om te sê wel die staat sal pa staan indien iets moet verkeerd gaan. Maar op 'n stadium kan dit kom dat die staat nie meer geld het nie. Wie gaan dan daarvoor pa staan? So as vakbond kan ek vir verseker en ek dink ons moet ons lede ook gerus stel dat op hierdie stadium is ons besig om gesprekke te voer op die regte plekke, regte geleide te maak om te kyk hoe gaan ons hierdie beleggings wat nie op standaard is en die uitvoering van die beleggings nie op standaard is aan te spreek en te kyk of ons 'n ander vehikel voertuig kan kry om die beleggings te doen. Julle, baie dankie. Ons neem 'n vinnige blaaskans en dan gesels ek met Willie Oukamp wat eersdags as minister van Landbou aangestel word. En later bekyk ons die vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran.